Dis hy, goeiemôre van my kant af. Dit is vir my en my vrou en ons seun Marcus so lekker om vandag hierso by julle bietjie te kan kom kuier. En ek was 'n vorige keer ook hierso gewees en ek wil net regtig vir julle sê, julle het so 'n mooi kerk. Julle fasiliteite is so regtig so mooi. En ja, my naam is Aaron Burger en regtig welkom van my kant af en ek is opgewonde oor dit wat die Here vandag vir elkeen van julle gaan openbaar. Maar voor ons begin, kom ons bid gou saam. Ons hemelse Vader wat in die hemel is, ag Here, net so baie dankie Here vir 'n nuwe dag. Here, 'n dag waar ons in U teenwoordigheid kan wees, Here. 'n dag waar U iets aan ons elkeen gaan openbaar. Ek bid vir elke persoon wat hier sit, Here, wat hier kom vandag, Here, met 'n verwagting, Here, met 'n oop hart, met 'n verwagting, Here. Ek bid dat U met elke persoon hier sal wees, Here. Dankie ook vir hierdie geleentheid, Here, om U woord te bring. Ek bid vir hierdie preek, dat U dit sal seën. Dankie vir elke gesin, dankie vir elke familie, dankie vir elke kind, wat hier kan wees, en wat U kinders is. Vader, ons loof en prys U naam, in Jesus se naam, amen. Nou vandag, ek wil vir julle die eerste vraag vra, en die vraag is, waar kom sonde vandaan? En ek dink, van die man sal nou so half een kant toe kyk, en so half na sy vrou net so met so een oogie kyk, nê. Wel mans, ek het eintlik vir ons slegte nuus, en goeie nuus, maar ons sal nou bietjie meer daarby uitkom. En daar word baie keer gepreek oor sonde, en waar kom sonde vandaan en al daai dinge, maar ek is nie vandag hier om sonde uit te wys, om vir jou te sê, maar daai is jou sonde en daai is jou sonde nie. Maar ek wil wel vandag bietjie gaan kyk na die gevaartekens op pad na sonde toe. Wat begin sonde? Hoe begin sonde? En voor ek aangaan, die goeie nuus is dat ons almal is sondaars. Almal van ons wat hier sit, is sondaars. So ek dink die speelveld is nogal gelyk vandag. En elkeen van ons kan baat vind by vandag. Nou, by my gemeente waar ek is, het ek die absolute voorreg om in die welsynsbediening te wees. Nou, ons welsynsbediening se naam is Oophand. En kyk, welsyn is uitdagend. En die behoefte daar buite is net massief groot. Dis net so groot. Maar welsyn is ook so kleurvol. Kyk, die stories wat daar uitkom, die mense wat na ons toe kom, dit is net so lekker om na hulle stories te luister. Ja, is moeilike stories, dis wille stories, dis hartseer stories. Maar dit is so kleurvol. En wat dit die moeite werd maak, is dit maak dit werd om te kan sien hoe God restaurasie in elke persoon se lewe kan bring. Natuurlik met 'n persoon wat daai besluit moet neem om daarby uit te kom. En een so 'n storie wat ek vir julle graag wil vertel, is, sy naam is Lennard. Nou, hy het eintlik 'n ander naam, maar vir etiese redes mag ek nie sy naam noem nie. Nou so 8 maande terug kom Lennard by die kerk aan na ons diens, en ek hoor 'n geklop aan ons deur, daar by ons by Oophand. En dit klink omtrent of hy die deur gaan afbreek. So hard klop hy aan hierdie deur, en ek besluit, okay, laat ek net gaan kyk, wat is hierdie persoon se behoefte, en ek maak die deur oop, en toe ek die deur oop maak, en ek vra, kan ek help? En hy sê, ja, ek soek kos. Ek sê, toe ken ek nog nie sy naam nie, vra sy naam, en hy sê, ek soek kos. Nou, om vir Lennard gou te beskryf, Lennard het 'n kierie in sy hand, Lennard is vol wonde en goed, en hy het so 'n manier met sy tong wat hy maak. Nou natuurlik is dit 'n teken van verslawing, en swart van die vuil.
en natuurlik die reuk is ook natuurlik daar. En ek sê vir hom, Lennard, dis reg. Ek gaan verseker vir jou kos gee. Maar weet dat ek wil 'n verdere pad met jou stap. Ek wil jou beter leer ken. Ek wil jou hoor wat is jou storie. Nou ek het ook nog nie te veel uitgevra nie, want Lennard bietjie aggressief en hy staan met 'n kierie. Maar in die strate daar buite weet ons dat enkel lopendes het 'n kierie, want dis die enigste manier hoe hulle self kan verdedig, want hulle word beroof en hulle word besteel en al die dinge. En ek sê vir hom, Lennard, maar ek kan sien jy is op iets. Ja, ek is op crystal meth. Ek is op meth. En ek sê vir hom, nee, ek kan dit sien. En maar ek wil jou regtig help. Ek wil jou help. So ja, daar's Lennard, gee vir hom kos en al gaan en ek sê, Lennard, ek hoop ek sien jou weer. En julle hierdie week, Dinsdag, sit ek nog so by my lesenaar. En by my kantoor deur, hier staan 'n persoon. En ek moet eerlik vir julle sê, dat ek moes nogal 2 keer kyk, om te kan sien wie dit is. En hier staan Lennard. En Lennard vra vir my, is jy Dominee Eroan? Ek sê, ja, ek is. Hy sê, maar ek wil met Dominee praat. En ek sê vir hom enige tyd, kom in, kom sit, laat ons gou 'n bietjie kan gesels. En Lennard sit, en hy sê, Dominee, ek wil iets met jou deel. En ek sê, asseblief, deel dit met my. En hy sê, jy wonder seker, waar kom ek vandaan? Ek sê vir hom, ja, waar kom jy vandaan? Hy sê, uit die hospitaal uit. Ek lag, ek sê, nee, okay. En hy sê, nee, hy's 48 jaar oud, en hy's in 'n huis waar dit baie disfunksioneel was. Hy het al dwelms begin doen vanaf hy 16 jaar oud is. En hy is op straat al vanaf hy 20 is. En hy gee al hierdie dinge vir my deur. En ek sê vir hom, Lennard, kan ek jou net gou ietsie vra? Kan jy onthou, so 7-8 maande terug, wat jy hier by ons was? Wat jy amper ons deur afgebreek het en vir kos kom vra het? En hy sê, Dominee, ek kan dit glad nie onthou nie. Ek is vreeslik jammer daaroor, maar ek kan dit glad nie onthou nie. En ek sê, nee, dis glad nie 'n probleem nie. En ek vra vir hom, en ons gesels heen en weer. Ek sê vir julle, ek kan nie glo hoe hy praat nie. Die woorde wat uit sy mond uitkom is volwasse. Dis wys. Jy kan definitief sien, iets het gebeur in sy lewe. En ek sê vir hom, Lennard, wat het gebeur in jou lewe? Hierdie is vir my nogal asemrowend om dit te beleef. En hy sê, nee, hy het nou maandag wat verby is, het hy uit rehab uitgekom. En ek sê, hoe het jy in rehab geland en goed? En hy sê, nee, 'n vrou het hom eendag op straat gekry, wat amper verby hom geloop het en vir hom gesê het, maar ek wil jou help. Ek wil jou help. En ek wil jou na 'n rehabilitasiesentrum toe vat. En sy het dit toe gedoen en sy het vir 6 maande vir hom betaal om in rehabilitasie te wees. En hy het uitgekom en ja, soos ek sê, ek het hom amper nie herken nie. En ek sê, Lennard, waarmee help ek jou vandag? Waarmee kan ek jou vandag help? En hy sê, Dominee, ek is op soek na 'n blyplek. Ek leef al my hele lewe lank op straat en ek was nou in 'n rehabilitasiesentrum gewees en ek het gevoel hoe dit voel en dit was nogal lekker gewees en hy wil nou sy lewe begin optel en sy lewe begin regkry en ek sê, Lennard, kom ons kyk. Ek gaan my bes probeer in die Valdriehoek. Julle sit met 'n baie groot behoefte. Daar is nie verblyf nie. Daar is nie meer regtig shelters in Vanderbijl nie. Die SAVF het ook toegemaak nou die dag. En ek sê, maar kom ons probeer. En ek bel en ek begin te bel en ek kry net nêrens niks nie. En hier kom Lennard en hy sê, Dominee, wag, kom ons bid. En ek val van my stoel af. Want julle, dit gebeur nie. Waar iemand wat aan die ander kant sit, sê, maar kom ons bid gou. Dit is gewoonlik ek wat bid. En daai man trek al weg met 'n gebed, nê. Julle wat ek self bewoe oor raak. En hy bid, en hy sê, Here, ek weet, dat dit is nie in my tyd nie, maar dit is net in u tyd. En Dominee Eroan het nou gebid en gevra vir verblyf, en dit lyk nie goed nie, maar ek weet, u gaan 'n oplossing bring. Ek weet dat hier gaan verblyf kom.
En hy sê amen en ek sê vir hom, Lennard, kan ek jou help vandag met kos? Ek weet, jy is op straat en ek vra van waar bly jy nou? Nee, hy bly op klomp verskillende plekkies, onder afdakke en goed, en hy sê op party plekke is daar beams en goed, so hy kruip letterlik na die afdakkie toe, en hy sê as die alarm afgaan, weet hy het so 6 minute om weg te kom, en hy sê, ja, nee, kos sal baie help, maar moet asseblief nie vir my te veel gee nie, want ek wil myself eers bewys, ek wil eers wys dat ek is nou weer op die regte pad, ek is nie net hier om te kry nie, en hy sê net elke tweede Sondag gaan hy kerk toe kom, en hy sê my nie te veel vra nie, want ek het my redes, en ek en my vrou sê, ja, ons weet, dit werk maar so, dat hulle gaan van kerk tot kerk, en hulle hou maar hulle deure oop en so aan, maar ek gee met die grootste liefde vir hom kos, want ek weet, nou probeer hy, en hy wil sy lewe reg kry. So julle, daar is Lennard, heeltemal skoon gewas van sy sondes, hy het sy hand opgesteek en hy het gesê, maar ek wil nie meer hierdie lewe hê nie, ek wil nie meer sonde in my lewe hê nie, ek wil nie meer 'n sondige mens wees nie, en net daar verander God sy lewe, en hy wil op die regte pad kom. Ander stories ook, so vinnig, 'n vrou wat my kom sien, toe sy my kantoor instap, toe dink ek, hierdie vrou moet dadelik opgeneem word. Sy moet opgeneem word by die ICU, sy gaan dit nie maak nie, sy kan nie sien nie, sy is half blind, en al die dinge, en ek vra vir haar, vertel my vinnig jou storie, sy wil nie praat nie, en ek vra vir haar, het jy kinders? Ja, sy het kinders, daar in trane, haar dogtertjie 4 jaar, op die ouderdom van 4 jaar is haar dogtertjie in Frikkie Meyer, omgery deur 'n kar dood, en sy het in drankverval, dwelmsverval, prostitusieverval, al die dinge, haar lewe heeltemal vernietig. En dan natuurlik 'n ander ou, IT-spesialis, wat op 'n stadium ook verslaaf geraak het aan Cat, wat vir hom al hierdie energie gee, hy moet sy werk doen, hy moet lang ure werk, hy moet deernag werk, verslaaf geraak, alles verloor, sy huwelik verloor, alles verloor. En op 'n stadium by my uitgekom het en gesê het, ook, kan nie meer nie, wil nie meer sonde doen nie, ek wil my lewe verander. En waar ek nou die dag by hom gehoor het, hy het 'n werk gekry, hy het vir homself 'n motorfiets gekoop, ook weer besig om sy lewe op die pad te kry. En so het elkeen van hierdie mense daai besluit gemaak, ja, om terug te draai na God toe. En dit is wat God kom doen. God kom en hy restoreer jou. Hy is die enigste mens wat dit kan doen. Hy is ons enigste God wat dit kan doen, om te kom en jou te restoreer. Nou ja, julle, ons almal, dis wille stories, en al die stories is nie altyd so wild nie, maar ek is seker elkeen van julle wat hier so sit vandag, het ook 'n storie, dalk ook so 'n wille storie, en ek sal nogal wel hoor wat se stories julle het. Maar my vraag vandag is, hoekom hierdie persone, hoekom jy op so laagtepunt? En dit gebeur baie keer net met daai eerste opmerking, daai eerste gebeurtenis, daai eerste traumatiese geleentheid of gebeurtenis, en daai gedagte is wat jou oorneem. En dan begin hierdie proses van sonde. In Lennard se geval byvoorbeeld was dit gewees, waar sy ma was geestesversteurd gewees, en sy het hom altyd laat glo, maar my kind, jy is ook maar so. Jy het ook maar hierdie afwykings, het jy ook maar. Met die dame was dit gewees, na 2-3 jaar, wat sy nog nie oor haar kind kan kom nie, het mense van gesê, hey, kom net oor dit. Ruk jouself net reg, kom net oor dit. En ons IT-spesialis, hy was net nooit goed genoeg vir sy pa gewees nie. Sy pa het hom altyd afgebring, sy pa het hom altyd vir hom gesê, maar jy kan nog beter, jy kan nog meer. En kyk waar het hom gebring. So ek dink julle sal met my saamstem, baie keer in ons lewe, is daar iemand wat vir jou 'n opmerking maak. Iemand wat
so half 'n onbeduidende opmerking maak en iets vir jou sê en iets wat jou laat dink, iets wat jou laat wonder. Nou hier's nou nogal 'n tema wat baie mense nogal laat wonder en ek dink dis belasting betaal, né? Ek dink het iemand nie al by jou gekom en vir jou gesê, "Hey, ja, hoekom betaal jy belasting? Het jy al gesien hoe lyk ons paaie? Het jy al gesien, ons vullis word nie verwyder nie. Ja, die munisipaliteit, daar gaan net niks aan nie. Jy kom daar en daar's net niemand wat jou kan help nie." Of is jy dalk een van hierdie mense wat ons noem 'n koeltekomitee? Koeltekomitee, iemand wat in die werk, almal gaan na daai boom toe of na daai dakkie toe, kyk en dan sit opmerkings. Links en regs, my baas dit, my vrou dit, my vriend dit, my kollega dat. Is jy dalk een van daai? Of is jy iemand wat so kwaad raak as iemand ietsie vir jou sê en 'n opmerking maak teenoor iemand en jy raak so kwaad en jy begin naderhand hierdie wrok te ontwikkel teenoor daai persoon? Of is jy daai persoon, soos 'n Lennard en die ander twee mense, teen wie daar 'n opmerking al gemaak is? En jy sit vandag hier en jy is kwaad, jy is teleurgesteld, en jy weet nie hoe om hier uit te kom nie. Nou hier is die gedeelte waarby ons vandag kan kom en die gevaartekens op pad na die sonne toe. En wat is hierdie gevaartekens? En soos ons nou al gesê het, die eerste ene is daai onbeduidende opmerking. Boom, hier uit die middel uit van nêrens uit nie, hier is hierdie opmerking. En 'n opmerking wat jy dalk aanvanklik dink, ag, ja, whatever, maak nie regtig, dit gaan nie my regtig raak nie. Soos die belasting ding, iemand wat vir jou vra, kom betaal jy belasting? Ons paai lyk in elk geval so erg en so sleg. En is iets wat jou op daai oomblik nie pla nie. Maar dit is iets waaraan jy ook tog maar dink. Maar hierdie kan dalk waar wees. En dit bring die tweede gedeelte mee wat jy begin, die tweede gedeelte van sonde, of jou pad soontoe is 'n onsekerheid. En hierdie onsekerheid laat jou begin dink, maar ja, dalk moet ek maar my geldjies terughou, want die potholes daar voor my huis, ek gaan dit met daai geld wat ek spaar, gaan ek die pothole mee regmaak. En ek is seker, julle sal met my saamstem, ja, daai gebeur ook nie altyd nie. En natuurlik in die Bybel, in Genesis 3, word Eva met hierdie vraag gekonfronteer deur die slang wat sê, maar het God regtig hierdie gesê? Het God regtig gesê dat julle mag nie van hierdie vrugte eet nie, hierdie mag julle nie doen nie? En hierdie onsekerheid wat Eva beleef aanvanklik, sê sy, ja, God het dit gesê en ons mag dit nie doen nie. Dit is sy opdrag aan ons. Maar Eva gaan en sy begin half onseker te raak oor hierdie vrugte, want hierdie begin aanloklik te lyk. Hierdie begin aanloklik te lyk om 'n paar randjies te spaar en in jou agtersak te sit van SARS. Eva, die vrugte begin vir haar mooi te lyk, lekker te lyk, en sy raak onseker, en sy wil van dit begin proe. En wat gebeur dan met elkeen van ons? Is ons begin die sisteem, of ons begin die geloofwaardigheid van die sisteem, of van hierdie opdrag wat God vir ons gee. Soos julle weet, in die Bybel staan daar, dat ons moet die keiser gee wat hom toekom, en dis die waarheid. Ons begin die geloofwaardigheid van die sisteem begin ons te bevraagteken, en dis wat Eva ook doen, sy begin te wonder, maar God, is hierdie werklik wat u van my vra? En ons begin half hierdie ontevredenheid te ontwikkel. Ja, hierdie sisteem werk nie, dit werk nie. Eva gaan en sy begin God te bevraagteken, en hierdie hele sisteem begin sy te bevraagteken, en ons raak ontevrede, ons raak half moeilik.
En wat gebeur met ons as ons op hierdie stadium kom van ontevredenheid? Okay, hier is dit, ons is ontevrede en die waarheid. Ontevrede en die waarheid. Hoe bring ons dit by mekaar? En dit is baie keer so in ons lewe, dat ons begin hierdie waarhede, wat ons weet, begin ons, in Engels praat hulle van te justify, hierdie onjuisthede, hierdie onwaarhede, begin jy in jou kop oor te sit in, maar hierdie is eintlik hoe dit moet wees. En hier's dit, net daar gebeur die draai, waar die gedagte inkom van ongehoorsaamheid, wat dink, maar ek gaan dit probeer. Ek gaan dit probeer. Ek gaan vir 1 maand, gaan ek nie my belasting betaal nie, en ek gaan kyk hoe werk dit uit. En is dieselfde met Eva, en Eva gaan en sy eet die vrug. En gaan ook kyk, wat gaan nou gebeur, want die duiwel het tog vir hulle gesê, niks sal met julle gebeur nie. Jy sal niks oorkom nie, inteendeel gaan jou oë begin oopgaan, en jy gaan kan sien, maar jy gaan net soos God begin word. Jou oë gaan oopgaan. Ja, belasting, wat kan so erg wees daarin? 1 maand, dis okay. Ek sal okay wees. Ja, en daar kan ek in daai maand ietsiekie spaar. Nou toe Eva die vrug vir die man gegee het die man dadelik gegaan en hy het die vrug gevat en hy daarvan geëet, glad nie eens daaroor gedink nie. Ja, en mans, hier is waar ons inkom, in die sin van almal sê altyd, ja, dit was die vrou gewees, en ek het vir ons almal nuus vandag, is dat God het ons as mans aangestel om sy verbond na te kom. Hy het ons 'n posisie gegee, juis om te lei, juis om die vrou te lei, en op die regte pad te lei. En wie skuldig? Is dit die man, is dit die vrou? En dit is natuurlik, albei is skuldig. Die vrou moes nie luister nie, die man moes eers vrae gevra het. So ons is almal is skuldig daaraan, maar die man het ook tog 'n bietjie van 'n meer van 'n verantwoordelikheid gehad teenoor God. Sy onsekerheid moes hy bevraagteken het. So ja, as jy gewonder het, ons is man en vrou, ons is skuldig hieraan. Sonde het by ons albei begin. So hier sit jy, okay, jy is nou ongehoorsaam en jy die oortreding het jy nou nagevolg. En wat gebeur is dat dadelik kom jy in iets wat eintlik 'n waarheid is, iets wat eintlik gestop kon word, iets wat lankal die hoofgebied kon word, kom jy teen opstand teenoor God. En dis nie net met belasting betaal nie, dit kan met enigiets so wees, is dat jy kom in opstand teen God. En is duidelik met Adam en Eva, dat hulle het in opstand teenoor God gekom, en wat gebeur het, is hulle oë het oopgegaan, maar hulle oë het oopgegaan, waar hulle besef het, maar ons is kaal, en ons gaan nou iets aantrek, ons kry skaam. En hulle het gaan wegkruip vir God, in opstand gekom, en hulle het gaan wegkruip. En is dit maar nie baie keer met ons ook so nie, ons weet ons het daai sonde gedoen, maar ek gaan nou wegkruip, ek gaan myself nou een kant toe vat. En wat gebeur wanneer ons in opstand teen God kom, is dat ons raak ongelukkig. Ons is nie gelukkig meer met die lewe nie, en ons is eintlik ongelukkig met onsself. En ons gaan en ons isoleer onsself. Ons kruip weg. Ons gaan sit by ons huis, ons deel dit met niemand nie, ons het al vir die geheimpie wat ons vir onsself hou. En ek het baie keer in beradings waarin ek sit gesien, dat sonde in 'n mens se lewe maak dat jy bitter word. Jy raak bitter teenoor die lewe. Jy wil nie, jy's bitter teenoor almal en alles, en jy's eintlik net bitter teenoor jouself. En daai bitterheid is amper so half 'n gevoel van, whatever, kom ons skuif die boundaries sommer nog verder, kom ons betaal nog 'n maand nie, kom ons doen daai. Niks gebeur werklik met my nie, so ek kan dit maar nog bietjie verder druk, hierdie sonde waarmee ek besig is.
En dit veroorsaak dat jy elke keer net nog meer en nog meer en nog meer sonde doen. En wat ons ook al beleef het, is dat, ja, dit is so sleg om dit te sê, maar mens weet nooit wat is die uiteindelike nagevolg daarvan nie. En natuurlik is die nagevolg die dood. Maar hier is die goeie nuus, julle, is dat ten spyte van dit wat Adam en Eva gedoen het, het God hulle nog steeds na waarde geskat. Hy het nog steeds gegaan en hy het hulle nog steeds gaan soek. Waar is julle? Hoekom kruip julle weg van my? Hoekom het julle hierdie gedoen? Maar en God wil hulle weer terug hê. God wil elkeen van ons weer terug hê. Al het jy wat ook al sonde gedoen, God kom en hy wil jou terug hê. En natuurlik is daar nagevolg tot ons sonde. As jy gaan steel, gaan jy dalk tronk toe. As jy iets, gesteel het as iemand doodgemaak het, dis 'n bietjie ekstreem, maar dan gaan jy tronk toe. Of selfs die dood is daar vir jou. Daar is 'n nagevolg en God het gekom en gesê dat ja, mans, ons gaan werk vir die sweet van jou aangesig en vrouens, julle gaan 'n baie moeilike swangerskap hê in die lewe. So daar is 'n nagevolg, is altyd 'n nagevolg. Maar soos ek nou ook gesê het van daai 3 mense, daar was restaurasie. En dit is so dat met restaurasie kom met 'n besluit wat jy moet maak, dat jy wil terugdraai na God toe. So alright julle, ek het nou baie gesê oor die proses en die gevaartekens en al die dinge, en ek wil vinnig vir ons opsom, en ek het vir ons vandag hier 'n eksperiment gebring, en my seentjie hier kan nie wag om dit te sien nie, en ons gaan nou by die huis dit ook weer doen, en ek hoop dit werk. Ek het dit 1 keer getoets. So is dit nie so dat in ons lewe, dat wanneer ons op daai punt kom van daai onbeduidende opmerking, dat ons begin dadelik te voel, maar hier's iets in my lewe waarop ek nou begin fokus. En hier's iets nie reg in my lewe nie. En wat dan verder gebeur is in die proses, jy raak onseker en jy begin vrae te vra. Jy raak onseker. Wat dan gebeur is jy bevraagteken, is hierdie die waarheid? Jy begin die geloofwaardigheid van die sisteem, geloofwaardigheid van SARS te begin bevraagteken, of wat ook al dit mag wees. Dan ontwikkel dit enige onjuisthede, hierdie onwaarhede begin jy te regverdig in jou lewe. En dit lei tot ongehoorsaamheid. En hierdie ongehoorsaamheid lei weer verder dit lei tot die fisiese oortreding. En dit lei tot die opstand teenoor God. Lei dit verder. En hierdie opstand lei dan tot ongelukkigheid wat jy ervaar, wat verder lei tot isolasie, wat verder lei tot meer sonde, wat verder lei na die nagevolg van of in die tronk of selfs die dood. En waar jy eens nie sonde gehad het nie, of nie iets in jou gedagtes gehad het nie, daar is dit nou. Jou visie van om terug te draai, jou visie van om nie sonde te doen nie, word heeltemal donker, of dit word donkerder in jou lewe. En dis moeilik dan om God se stem te hoor, terwyl jy in hierdie donker toestand leef. So vandag julle, wil ek julle kom vra, my vraag vandag aan julle is, maar vir wie luister jy? Dit is tog waarop dit neerkom, is dat vir wie luister jy? En ek wil vir ons Romeine 12 vers 2 lees, wat sê, moenie tuis raak
in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuut maak. Laat hy julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is en hoe julle julle lewe elke dag aan hom moet oorgee. Vir wie luister jy? Luister jy na God? Of luister jy na die wêreld? Luister jy na daai kollega? Of luister jy na God se waarheid? En ons wonder baie keer, maar hoe kan ons, dit is so, daar's omstandighede, jy kan vir my sê, Here, maar jy weet nie wat is my omstandighede nie. Jy weet nie hoe dit met my gaan nie, jy weet nie hoe is my werk nie, jy weet nie wat het met my gebeur nie, wat se trauma het ek deurgemaak nie. En hoe kan ons keer om op daai punt te kom, en is amper half daai ding van, maar ek kan dit nie help nie. En die doel natuurlik is om daai eerste opmerking te vat en hom gevange te hou. En dit vir jouself te hou en dit na God toe te vat. Dadelik op jou knie te gaan en te sê, Here, hierdie kom nie van U af nie. Ek weet dit kom nie van U af nie. En help my asseblief om net volgens U wil te leef. Julle sal weet dat ons baie keer so tussen mekaar sê ons altyd, ja, leef net volgens God se wil, leef net volgens God se wil. En baie keer is dit die vraag ook, maar wat is God se wil? En God se wil, om dit baie vinnig op te som, ons kan baie teologies raak hieroor, maar is dat God se wil vir ons elkeen is om te probeer leef soos wat Jesus was, toe Jesus op aarde was. Om te leef, om te weet, maar hierdie wat ek nou doen, dis verkeerd. Om te kan onderskei tussen wat is reg en wat is verkeerd. En die Bybel, die woord is natuurlik ons gids daarvoor, is om volgens die Bybel te leef, en om volgens daai waarheid te leef. En hier's 'n storie wat ek vir julle wil vertel, dat God gee vir ons baie kansse, nê? Dit is so, en ons is sondig, en God gee vir ons baie kansse om weer terug te draai, om hierdie denkpatroon van sonde te stop. En in die verslawingswêreld werk dit so, daar's 'n storie wat altyd vertel word, dat wanneer jy nou vrygekom het van jou verslawing, en jy kry 'n iets wat jy voel, jy moet nou gaan drink, of jy moet nou ietsie vat, of wat ook al, is om iemand te bel. So jy het hierdie gedagte in jou kop, hier kom 'n onbeduidende opmerking, hier kom hy, okay, wat gaan jy doen daarmee? Okay, ek gaan vir die Here vra om my te help. In die verslawings storie, ek bel iemand. Okay, jy's er verby daai gedagte, jy klim in die kar, en jy's op pad Bottelstoor toe, bel iemand, okay, jy het nou gery, bel iemand. Jy kom in die parkeerarea, bel iemand. Jy klim uit, bel iemand. Jy kom voor het Bottelstoor, bel iemand. Jy kom in die drankwinkel, bel iemand. Jy vat daai eerste bottel, bel iemand. Jy betaal, bel iemand. Jy kom buite, bel iemand. Jy maak hy proppie oop, bel iemand. As jy eerste sluk gevat het, moet my nie bel nie. Bel my eers weer die volgende oggend, want ek gaan niks met jou uitgerig kry nie. Maar kyk julle hoe baie, omtrent 9 tot 10 stappe, is daar vir jou om terug te draai. En is dieselfde soos ons nou gesê het met sonde, is dit presies dieselfde. Nou eerste onbeduidende opmerking, stop. Vra vir God, bel 'n medegelowige, bel jou predikant, sê ek het hierdie opmerking, ek kan nie daarmee deel nie. En julle, dis baie keer, voel jy sommer so simpel daaroor. Iemand wat 'n baie simpel opmerking gemaak het van, ja, maar jou hare lyk nogal interessant vandag. En wat beteken dit? Vir party mense is dit baie erg om dit te hoor. Wat is fout met my? Is daar iets fout met my? En dit dan begin daai gevaartekens en daai proses van sonde begin. En stop dit dadelik. En hoe kan 'n mens dit toets? Hoe kan 'n mens toets of jy op die regte pad is of nie? En 2 Korintiërs 10 vers 5 tot 6 sê dit vir ons, om daai gedagte, ons neem elke gedagte gevange, om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ons is ook gereed
om elke ongehoorsaamheid af te teken, sodra julle eie gehoorsaamheid volkome is. Natuurlik is dit soos ek nou ook gesê het, dis baie keer moeilik, is baie keer so 'n eenvoudige ding wat jy dink, maar mense gaan vir my lag, mense gaan dink ek is simpel as ek nou hierdie sê. Daai opmerking wat iemand vir jou gemaak het, dis erg genoeg vir jou. En God wil weet daarvan. Hy wil weet hoe jy voel. En iemand wie jy vertrou wil ook weet hoe jy voel. En gewoonlik, die heel eerste persoon waartoe jy moet gaan, is jou man of jou vrou. Naas God. Om direk na daai persoon toe te gaan. Dit is nie nodig om iets met iemand anders te bespreek nie. Bespreek dit met jou man of jou vrou. En dan 'n goeie vriend of 'n mede-kollega. Gaan altyd en ja, vergelyk dit met die waarheid. Gaan vergelyk dit met die woord. En vertrou op God vir dit. En 'n onbeduidende opmerking is omtrent nooit die waarheid nie. Daai persoon wat daai opmerking gemaak het oor die hare, kom ons vat maar die hare as 'n voorbeeld, sit dalk self met een of ander probleem met hulle hare en hulle gooi dit nou sommer na jou kant toe. En gaan en kry die waarheid daaroor. My vraag ook vandag aan julle is dat, soos wat jy hier sit vandag, is jy dalk 'n slagoffer van so 'n opmerking? So 'n opmerking wat jy voel, ja, maar daai 'n paar jaar terug, eintlik toe ek klein was, toe ek 'n kind was, toe ek op skool was, of nou selfs in my werk, daai opmerking, is jy dalk 'n slagoffer van dit, of is jy dalk die persoon wat die opmerkings maak? Is jy dalk een van daai kultekomiteelede wat opmerkings en aanmerkings maak? En opmerkings en aanmerkings is nie noodwendig altyd verkeerd nie, maar ek dink wanneer dit verkeerd raak, is hoe bring hierdie opmerkings jou nader aan God, of vat dit jou verder weg van God af, om altyd daai vir jouself te vra. Dra jy by tot jou eie sonde, of dra jy by tot iemand anders se sonde? En indien dit vandag so is oké. Maar gaan na God toe, en vra vir God, deursoek my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my onrustige gemoed. Kyk of daar enige sondige neiging by my is, en lei my op die ewige pad. Dis in Psalm 129, vers 23 tot 24. Vra vir God om jou hart te gaan deursoek, om ek praat baie keer van daai vark in jou hart. Vra vir God om bietjie jou hart te gaan deursoek. Wat is daar wat pla? Wat is daar wat jy na God toe wil vat? Dat hy bietjie kan gaan skoonmaak, bietjie daai onkruid kan gaan uittrek. Sodat God jou weer op die regte pad kan bring. En wanneer ons daai besluit neem, kom God en hy maak ons weer heeltemal skoon, heeltemal deurskynend wat nou binnekort gaan gebeur. Ons moet hom net so bietjie meng. Okay. Daar begin hy. So ja, soos wat, ek gaan hom net vir ons so 'n bietjie roer. En hierdie proses is natuurlik ook 'n proses wat nie sommer net oor nag plaasvind nie, maar dit vat 'n tydjie om plaas te vind. God vat ook sy tyd, dis ook 'n proses. En baie keer kan 'n mens gaan en dink maar, ja, Here, hierdie vat nou heeltemal te lank vir my.
En wat gebeur is, ons raak moedeloos en ons kan baie vinnig weer terugval in ons sondige natuur. Amper in die sin van ons relapse, ons val maklik weer terug in die sondige natuur in. Daar is hierdie sê ding ook van vertrou die proses. Trust the process. En soos julle kan sien, wanneer God in jou lewe inkom, dan gaan hy jou vrymaak. Hy gaan jou skoon was. Hy gaan jou help om weer op die regte pad te kom. En dit is so, dat baie keer bly daar ook 'n bietjie iets agter, né? Daar bly maar 'n bietjie iets agter. Maar wat jou gaan vrymaak en wat jou gaan vryhou, is God vra van elkeen van ons, om jou storie te gaan vertel. Om jou getuienis te gaan lewer vir iemand. Om vir iemand te gaan vertel hoe goed God vir jou was. En net daar het ons elkeen 'n storie. So hy is amper daar. En dis wat God van ons vra. En wanneer jy in 'n situasie kom wat jy voel, maar ek gaan nou, ek wil kwaad raak, sê Spreuke 15 vers 1 vir ons, 'n sagte antwoord laat woede bedaar. 'n Krenkende woord laat woede ontvlam. En mans, vrouens, is dit nie so, dat wanneer ons in konflik met mekaar kom, en jy iets sê, en jou eggenoot sê iets terug, ook kwaai, dit ontvlam dit heeltemal. Maar as jy terugstaan, en jy sê vir jouself, en jy gee 'n mooi antwoord terug, 'n sagte woord, dat dit maak daai vuur dadelik dood. En dis dieselfde met enige opmerking wat aan ons gemaak word. Dis om dadelik 'n sagte woord uit te spreek. En al is dit nie op daai oomblik vir daai persoon nie, maar binne in jouself, om te weet, maar hierdie is nie waar nie. Hier is net die duiwel wat kom en hy wil net vernietig. Hy wil net my onderkry, want dis tog wat die duiwel aan die einde van die dag doen. Hy wil ons uit mekaar uitskeer en hy wil ons vernietig. En my vrou het hierdie mooi ding wat sy altyd sê van, moenie die duiwel so baie krediet gee nie, dis nie nodig nie. Moenie vir hom 'n sitplek op jou aan jou tafel sit gee nie. Hy het nie al daai krediet nodig nie. Stop dit dadelik, vat dit na God toe en spreek dit uit en jy word vry daarvan. En God is daar vir ons, julle. God is nie teen ons nie. God wil ons help. Hy is daar om ons lief te hê. Hy wil nie hê ons moet sonde doen nie, hy wil hê ons moet sonde vry wees. In Jeremia 29 vers 11 tot 13, julle ken die gedeelte en dit is een van my lewensverse ook, is ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. Dalk sit jy vandag hier en jou hart voel 'n bietjie swaar. Jou hart is dalk 'n bietjie swart. Of jy het 'n ou varkie wat daar rondhardloop. God kom en hy vra vandag van jou, kom na my toe, gee my hele hart, gee jou hele hart vir my, en ek sal jou skoon maak, ek sal jou weer vry maak van jou sonde. Gaan uit en bepaal wat dit is wat vir jou daai onbeduidende opmerkings laat aanvat, of dit vir iemand gee ook. Gaan bepaal jou lewensdoel en gaan skryf dit neer. Gaan skryf neer, hierdie is my lewensdoel. Hierdie is wat ek wil bereik. Hierdie is wat ek vir ander mense wil doen. God vra van ons, moet ook nie skaam wees vir my nie. En probeer meer soos ek te wees. Spreek hardop my naam uit. Ja, en roep jou getuienis uit. Ek het jou vir 'n spesifieke doel geskape en gemaak.
Ek het jou gemaak om mense te gaan help, om die stukkende dele weer te help optel. Vertrou op my. Ja, moenie dit net sê nie, maar gaan leef dit uit. Vertrou ten volle op my. Moenie bang wees nie, en gaan uit in my naam. Ek het hierdie sê ding baie keer om te sê, maar wees gereed. Ja, wees radikaal vir Jesus. Wees genuine. En laastens, wees 'n rebel vir Jesus. Amen. Kom ek bid vir ons. Here, ons loof en prys U naam, Here. Here, ons kom vandag na U toe en Here, daar waar ons sonde het, sonde gedoen het, of Here selfs net op pad is na sonde toe, wil ek vir ons almal bid en ek wil vir U vra, Here, om hierdie gevaartekens vir ons elkeen uit te wys, om vir ons te wys wat dit is, Here. Help ons om dadelik weer terug te draai, help ons om die besluit te neem, om nie verder te gaan daarmee nie, Here, maar dit te stop, Here. Ek bid vir elke persoon hier, Here, om uit te gaan, om hulle getuienis te lewer, om hulle getuienis, dit wat U in hulle lewe beteken het, dit wat U vir hulle gedoen het, al was daar nagevolge, Here, maar die nagevolge het U vir hulle gegee, Here, om ook 'n getuienis daar uit te gee, Here, om uit te gaan en om 'n getuienis vir iemand anders te wees, Here, om iemand anders te help, om nie dieselfde foute te maak nie. Here, dankie vir hierdie boodskap, dankie vir hierdie openbaring wat U vir ons elkeen gegee het. Here, help elke persoon hier om nie skaam te wees nie, Here, om nie te dink, ag, hierdie is nou maar net 'n stupid ou dingetjie wat my pla nie, Here, maar dat hulle dit na U toe sal bring, Here, dat hulle dit na 'n medegelowige toe sal vat, Here, om daai krag te laat breek, om daai krag wat dit het, Here, te laat breek, Here, om die duiwel nie soveel krediet te gee daarvoor nie, Here, om dit net heeltemal vir U te gee. Vader, ek bid sommer vir hierdie res van hierdie week, Here, vir elkeen om hier uit te gaan en om iemand anders ook te help, Here. Dankie, Here, soos wat ons kan sien met hierdie eksperiment ook, Here, dat dis 'n proses ook en dat ons nie te hastig moet raak nie en dat U ons sal help, Here, en dat ons die proses moet vertrou. Want Here, ons weet ook dat, soos Lennard ook gebid het, dat nie in ons tyd nie, maar in U tyd. Vader, so verskriklik baie dankie vir dit wat U vir ons doen, dit wat U vir ons beteken, dit wat U vir ons al gegee het. Vader, dankie vir U liefde, U genade en vir U goedheid. Ons loof en prys U naam, in Jesus se naam. Amen.